Goed, goeiedag almal, ons is by sessie 12 en ons is by vraag en antwoord 6. By Sondag 3, vraag en antwoord 6 en ons gaan vraag en antwoord 6 en vraag en antwoord 7 doen. En die vraag is, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En dit hang nou natuurlik by ons vorige gedeelte aan. En dan kom die antwoord, nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God, sy skepper, reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te kan prys. So Skalk, ja, kom ons praat hieroor. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En dan sê dit duidelik net nee. Duidelik, nee. So ons is goed. Oh. Nee, weet jy, Marius, kom ons begin net eers by die vraag. Sê, het God die, jy weet, die vraag is een van die moeilikste vrae in die hele teologie. As jy ernstig teologie studeer en jy kyk na die vraag waaroor die mense meeste op hulle gesig val en van mekaar verskil, dan kom ons by hierdie een. Dit is die ou in Latyn, in die ou kerk het hulle die vraag in Latyn gestel. Unde malum, van waar die kwaad? Waar kom die kwaad vandaan? Want God het toch, as jy Genesis lees, telke male gesê goed, en by die mens sê hy 2 keer, dit is goed, dit was baie goed, God het ons wonderlik goed gemaak. Hoe de Joos het dit dan gebeur, dat die sonde in die wêreld ingekom het. Ja. En om op hierdie vraag 'n antwoord te gee in 'n paar minute, terwyl ouens baie dik boeke daaroor skrywe, dit sal nie so maklik wees nie, maar ek gaan tog probeer. Maar ek dink ons moet mooi en duidelik van die begin af verstaan dat hier nie regtig 'n antwoord is nie. Die teologie het nog altyd gehuiwer. Om 'n verklaring vir die sonde te gee. Daar was mense wat dit gedoen het, maar verantwoordelike teoloë sê, wag. Sonde is altyd skuld, dis nie lot nie. Lot beteken, dis iets wat oor jou kom. Ja. Jy kan nie help nie. Nee, ek ry hier in die straat af, ek ry versigtig, 'n ou kom hier woes om die draai hiervoor en hy ry in my vas en ek het my kar verloor of dalk my lewe verloor, dis lot. Dit is 'n gelowige praat nie eintlik van lot nie. Maar sonde is nie ons lot nie. Dis nie 'n tragiese storie dat ons gedoem is om sonde te pleeg nie. Die teologie wil nie 'n antwoord hierop gee nie, normaalweg nie, omdat dit ons dan kan verontskuldig. Dan kan ons sê, wel, is nie my skuld. En dis wat die Genesis verhaal vir ons uitlig. Dit gaan in die Genesis verhaal nie om 'n regte geskiedenis. Onthou nou Genesis 1 tot 11, van die skepping tot by die toring van Babel, is nie geskiedenis nie. Dis heeltemal 'n ander literatuursoort. Genesis 1 is 'n gedig, en jy lees nie 'n gedig soos wat jy geskiedenis of wetenskap lees. Sal ek net vir die mense net byval, want net die vraag 7 sê dan, waar kom die verdowwe natuur vandaan? En dan sê dit, gaan lees Genesis, die val van die skepping, Adam en Eva en die paradys storie. So dis nou waarna jy verwys. Dis nou waarna ek verwys. Want ons tweede vraag en antwoord kom nou hiermee saam. So, Ja. So hier wys die katekismus vir ons met hierdie antwoord. Ons gaan nou by die lees van Genesis moet ons maar weer 'n slag stil staan, maar ek wil tog maar net eers hierso heel eers te sê dat geen ernstige Bybelstudent
wat gereken word deur die res van die wêreld. Met ander woorde wat gekorrigeer en wat gekritiseer en wie se denke herdink word en getoets word aan die logika en aan die Bybel en aan die goed. Geen ernstige teoloog aanvaar dat die Adam en Eva geskiedenis verhaal 'n geskiedenis was nie. Dis nie 'n geskiedenis nie. In daardie tyd, nou as jy sê mite, dan skrik 'n klomp ouens hulle mors dood, want 'n mite beteken gewoonlik iets is nie waar nie. In ons wêreld, in daardie tyd, het 'n mite beteken dat jy 'n storie vertel wat waarder is as wat jy met feite kan sê. Maar dit gaan nie oor die feite nie, die waarheid is dieper. Kom ek neem 'n voorbeeld. Ons ken almal die liedjie wat van ons pragtige gedig gemaak is, my nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel. Daar's 'n vrou in elke geur. Dit is, as ons dit letterlik lees, ons weet mos, ons moet nou nie 'n gedig letterlik lees of 'n liedjie letterlik vat nie. Dan moet jy nou dink, die ou is morsdood verlief op 'n wurmpie wat in 'n anarkie woon, of dit moet 'n massiewe narkie wees waarin sy nooi gaan kruip het, en dan is sy nog taai na die tyd as sy uitgekom het. Dit is nie, dan mis jy die waarheid. Maar is dit waar vir hom? Natuurlik is dit waar. Sy nooi, as hy 'n narkie ruik, dan nee, daai maak sin. En die punt is ook net weer eens, as mense nou in die 220 vertaling ook gaan kyk, dan sal hulle baie sien hoe verskillende literatuurtipe selfs verskillend geskryf word. Dit word nie in blokke geskryf. So jy kan baie duidelik sien wanneer jy in Genesis lees, ons hier partykeer moet poesie te doen het, partykeer met 'n lied te doen het. So en dit is vir ons verskriklik moeilik wanneer ons dit lees, want ons kan dit nie sien nie. En nou is hierdie ou ding, ons is geleer. Nee, dis hoe dit nou gebeur het. So ek kan nou dink 'n klomp mense wat nou inluister, gaan nou sê, nee, yes, hoorie, jy, dis nou, julle is nou weer van daai liberale kant wat ons stel rondom dit. Maar jy is reg, wie skalk, binne ons studie van die Bybel, en selfs die Bybel self, het sê vir ons, daar's party goed wat jy nie met woorde kan uitdruk nie. En dan kom jy na hierdie tipe literatuurtipes waar jy in die misterie moet delf. So, ons het hier eintlik met 'n misterie te doen, wat vir my net opval, wat jy nou sê, jy het nou oor Lot gepraat, maar ons doen nou ding oor Prediker. Jy weet, selfs Prediker en Job, van daai mense beweeg ver buite daai grens en sê, niks maak sin nie. En dan almal kan sê, wel, ons het maar net aanvaar, dis iets deel van iets groter wat ons nie kan verklaar nie. So dit lyk my ons het hiermee iets te doen, maar die vraag is, ons is nie in nature, ons praat van ons sondige natuur, maar help gou vir my, maar ons is inherent goed. Ons is inherent sleg. Jy sien? Ja, nou, dis ons dilemma. Kyk, dis wat hierdie vraag so 'n moeilike vraag maak. Want, kom ons begin net, wat ons dan daarvan wil sê is, waarvoor het God ons gemaak? Kom ons antwoord net eers daai vraagie. En die katekismus vat dit helder saam, deur te sê dat God het ons gemaak sodat ons hom reg kan ken, sodat ons hom van harte kan lief hê, kan lief hê, en sodat ons saam met hom ewig salig kan lewe. Nou, in hierdie woorde vind ons die teendeel van wat sonde is. Sonde is die teendeel van hierdie goed. So, God het ons gemaak sodat ons hom reg kan ken, kan lief hê en met hom salig kan lewe. Dis wat Jesus toe die maghebber sê, die Nuwe Testament sê Matteus na hom, sê die 2020 vertaling vertaal het, so hierdie maghebber wat na hom kom en vir hom vra, hierdie ryk maghebber, die ou met die baie geld en die baie mag. Toe hy na Jesus toe kom en sê, wat moet ons doen en weet, dan sê Jesus vir hom,
jy moet aan die wet gehoorsaam wees, en dan sê die ou, maar natuurlijk was ek nog altyd aan die wet gehoorsaam, want ons gaan nou weer oor die wet praat. Natuurlijk was ek nog altyd aan die wet gehoorsaam, want ek al die goed gedoen, onberispelik. En dan sê Jezus, oké, gaan verkoop al jou goed, kom hier en volg my. So wat wil Jezus hê? Ja. Jezus wil hê, hy moet by hom wees. En die ou kan nie, hy is 'n maghebber, maar hy het nie mag oor homself nie, hy is magteloos, want hy is te ryk. Dis onmoontlik vir hom, om sy goed te gaan verkoop. So, daar sit 'n diepe verdorwenheid in hom, en die teologie het nog altyd saamgestem, nommer 1, oor die feit dat daar 'n diepe verdorwenheid in ons sit, en dat sonde algemeen is. Daar is nie 'n plek waar jy met jou vinger kan druk, waar jy nie op die sonde gaan raak. Ja. Kan ek vir jou, soos jy nou praat, die ding wat by my opkom is, God het ons inherent geskape om goed te kan wees, maar die punt is, ons is nie robotte nie, hy het ons nie goeie robotte gemaak nie, hy het keuse, so, jy het 'n keuse, en ek wil nou kom ons weer terug by die Genesis verhaal, wat dit ook probeer uitdruk, om te kan sê, jy staan voor 'n keuse, en jy het die vryheid om dan te kies, en dan inherent weet jy wat is die goed en die kwaad, en jy kan tussen die twee kies, maar die hele feit dat God ons geskep het om te kan kies, is verduidelik ook iets van sy ongelooflike kreatiewe skepingskrag om te kan sê, ek kan jou nie forceer, daar's 'n mooi daarin, daar's 'n stuk waar jy ook deelneem, en jy kan kies, so dit lyk my ons kom by hierdie keuse uit. Ons kom by die keuse uit, maar onthou nou net mooi, die dilemma hiervan lê, hoekom kies Adam dan verkeerd? Hy het die keuse, God gee ons die vermoë, God is nie 'n marionettemeester wat die touwtjies trek, as hy die touwtjie trek dat jou hand moet opgelig word, dan lig jy jou hand op, en as hy die touwtjie trek dat jou voet moet skop, dan skop jy jou voet nie. Dis wat God nie met ons doen nie. Hy gee vir ons die verantwoordelikheid. Maar die vraag, waaroor die teologie nie 'n antwoord het nie, hoekom kies Adam daar verkeerd? Ja. Hier het hy wandel met God, hy ken God, hy is by God, en Eva is ook daar, en warempel, gaan glo sy die frikken, miskien moet jy die woordjie uit edit, gaan glo sy die slang, kan jy dit vir jou kan jy dit oorvertel, en daarom sê die teologie, daar is nie 'n antwoord nie, van waar kom die kwaad? Ons weet nie, ons het 'n keuse, maar hoekom kies ons verkeerd? So, is dit nou een van daai vrae, want ons kom nou aan die einde, wat ons net moet sê, wel, ons gaan nie die antwoord daarvan kry nie. Ja, ons gaan nie, maar ons kan kies, en die tweede ene, en nou is ons weer terug by Paulus, daar is 'n groot ander rolspeler hier ook, en dit is God se karakter, en dit is dat hy sonde kan straf, maar wat hy ook kan doen, is sy karakter is om genadig te kan wees. Want as dit was, het ons net 11 hoofstukke in Genesis gehad. En dan het ons lankal terug met 'n vloed geëindig dan nou. Maar ek bedoel, dis is die sirkelgang in die Bybel, soos wat ek verstaan, is 'n sirkelgang rondom hierdie vraag. Kwaad, sonde, keuse, verdorwenheid, herstel, vernuwing. En ek hy hou net aan. Dis dieselfde narratief wat oor en oor herhaal. So, ja, hier skalk, mens kom nou by die einde van die ding eintlik met 'n wonderlike ding, ons het nie antwoord op die vraag nie. Terwyl eintlik daar 'n antwoord is. Ja. So dink jy, waar lê ons vrede dan nou hier? Hoe maak ons? Ons antwoord is Christus. Ja. En ons sal in die Heilige Gees, en ons kom daarby uit. Ja. Want onthou die katekismes werk met 3 dele. Die eerste deel is, ons moet weet, wat is ons troos? Is om te weet hoe groot ons sonde is. Want anders dink ons nog die hele tyd ons kan probeer. Ons kan nie probeer nie, want ons is onbekwaam tot enige goed en geneig tot alle kwaad. Ons kan nie probeer nie. Dis 'n troos. Maar daar is ook 'n troos dat ons verlos word, en op die ou einde moet ons God dankbaar wees. Goed, so net vir so afsluiting, iets wat julle in 'n groep kan praat, of wat jy met iemand kan praat, of kan nadenk, is daar altyd antwoorde op ons vrae.
En dan die tweede een, ek gaan lees 1 Korintiërs 13, waar Paulus vir ons juist sê dat ons slegs nou ten dele ken en eendag ten volle sal ken. En dan vir die volgende sessie kan julle Psalm 51 vers 7 lees en Romeine 5 vers 12 tot 21 en ek wil hê ons moet so 'n bietjie dink oor die erfsonde, want ons gaan daaroor praat. Sonde, iets wat oor generasies dan nou oorgeerf word. Tot ons volgende sessie dan.